Kudu is een van die eerste volwaardige KI-toepassings in Afrikaans en bring alles van kletsfunksies en nuus tot opvoedkundige hulpmiddels op een platform bymekaar. Ons gesels nou met die stigter van Kudu, Piet Botma, om meer uit te vind. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Luister, ek dink dit is 'n baie opwindende konsep, maar wat presies is Kudu en hoe het die idee vir hierdie toepassing ontstaan? Kudu is basies 'n Afrikaanse super-app. Jy kan dink daaraan as 'n ChatGPT in Afrikaans, maar ons het verskriklik baie ander hulpmiddels bygesit. So hoe kan ek sê, die core funksie is KI klets, maar die hele idee agter dit is om dit maklik te maak vir nie-tegniese mense wat kan basies iets insit en dan kom iets aan die ander kant uit wat hulle wil hê. So waarom Kudu? Ek bedoel die naam Kudu. Dit is lekker Afrikaans, né? Ja, dit sê lekker. Dis een van my gunsteling diere, dis 'n sterk dier, is 'n glansryke dier en hy kan oor enige heining spring wat voor hom gesit word. Kyk nou net daar, dis vir my baie kreatief. Nou goed, mense hoor baie van groot taalmodelle en KI-stelsels. So ek dink die groot vraag is, werk Kudu met behulp van dieselfde beginsels, jy weet? Ja, so ons het basies 'n harnas gebou bo op 'n groot model. Ek meen dit gaan miljoene rande kos om jou eie model te leer. So ons gebruik die bekende modelle wat oral in die wêreld jy weet die bestes is. En wat lekker is van Kudu is dat sodra daar 'n beter model uitkom, dan sit ons net ons harnas wat klaar gebou is bo op die model en daar het jy weer die beste model. Ja. En hoe word, jy weet, kunsmatige intelligensie deur middel van Kudu dan, ek wil amper al sê, gestruktureer? Praat jy van die taal of van die... Van die, ek dink net die hele beginsel rakende hierdie spesifieke model. Ja. So ja, jy kan vir ons verduidelik, want ek hierdie is Grieks vir my. So ek het AI of KI begin gebruik baie aan die begin. Ek het begin programmeer voor KI daar was. Ja. So ons het aangesukkel, jy weet, op internetforums as ons probleme gehad het, ons kon nie net vinnig iets gaan soek het nie. En soos wat ek ChatGPT en Claude en Gemini gebruik het ek begin notas maak van al die foute wat hulle in Afrikaans maak. So alhoewel hulle kan Afrikaans praat, maar hulle pas baie Engelse of Duitse logika toe in die taal. Ja. So dan sal jy sien, dan is daar woorde wat dalk, want kyk, hulle voorspel wat volgende moet kom, né, die model. So hy gaan partykeer dan 'n ander woord voor 'n ander woord sit wat nie daar moet wees nie. Ja. So ek het al daai reëls, jy weet, as 'n harnas gaan bou vir Kudu wat bo op daai model is, en dit is basies die model se reëls wat hy moet volg. Hy weet presies in watse Afrikaanse reëls en hoe hy moet praat. Ja. Dis baie goed om dit te hoor, want ek dink veral wanneer dit kom by iets soos vertaling. 'n Mens hoor baie keer dat mense nogal baie te sê het oor die feit dat dit 'n anglisisme is of dat dit nie sin maak nie. Precies, so dit klink my of dit dalk 'n bietjie meer gevorderd is. Presies, ja, dit is presies dit, en ek moet daarom sê, dit is jy weet, as ek vir mense vertel van Kudu, dan sê hulle maar hoekom, jy weet, in Afrikaans, ChatGPT praat Afrikaans. Ja. En dan gewoonlik so 'n week later dan sal hulle my bel en sê, ons okay. verstaan nou. Ja. So. Goed, so wat sê jy sê maak Kudu so uniek in vergelyking met ander KI-toepassings wat mense alreeds ken? Ek dink die maklikheid daarvan om dit te gebruik, en jy weet, soos byvoorbeeld, ek gaan nou net 'n voorbeeld noem, sê nou maar met gesondheid. Jy kan vinnig gou daarin gaan, jy kan sê jy wil 'n eetplan hê, jy kan kies tussen 5 of 6 opsies en jy druk dit knoppie en jy kry 'n eetplan. En jy kry jou inkopieslys. Verstaan? So dit maak dit verskriklik maklik. Wat ons gedoen het is toe ons Kudu gelaunch het, dit was in einde Januarie gewees. Na so maand en 'n half het ons al die kletse geanaliseer en ons het gekyk basies waarvoor die mense die meeste vra. Jy weet, maak vir my 'n oefenplan, maak vir my 'n eetplan, berei vir my 'n preek voor. Verstaan, sulke tipe goed. En ek het gaan funksies uitbou waar dit outomaties gebeur. So jy kan net insit, ek soek 'n eetplan vir dit en dan kry jy die eetplan. Jy kan byvoorbeeld met die preekvoorbereiding, ons het dominees wat dit gebruik. En jy kan byvoorbeeld insit, dis vir 'n begrafnis of is vir 'n troue of die boodskap moet oor dit gaan. Dan gaan hy vir jou 'n Bybelversie kry waaroor die preek gaan en hy gaan die preek vir jou mooi uiteensit en jy kry dit in sekondes, ja.
Nou, ek bedoel dit wil vir my voorkom asof hierdie toepassing nogal heelwat funksies bied. Jy weet van Ja. KI klets tot 'n fotostudio en dan ook nuus het ek gesien wat vir my nogal interessant is. Ja. So watter daarvan is die gewildste onder die gebruikers wat alreeds Kudu gebruik? Kudu, die klets is die gewildste want dit is Ja. basies die hooffunksie. Maar wat ek nou gesien het is die gesondheid. Oefenplanne, eetplanne veral. Mense jy kan jou kalorieë trek, jy kan jou gewig trek. So mense gebruik dit elke liewe dag. Ja. En dan die nuusbrokkies verfris elke 3 ure. So ons het 'n AI agent of 'n bot wat elke 3 ure gaan soek na die nuus. Hy sit dit om in 'n opskrif en net 'n kort beskrywing, nie 'n hele volle berig nie. So jy bly op hoogte. En dan een van my gunstelinge is die daaglikse brood. So dit is elke oggend, ek dink 6:00, dan is daar 'n nuwe Bybelversie met 'n boodskapie vir jou. So jy het nie 'n dagboek nodig wat jy weet elke dag hoef deur te blaai nie. Dis op die app. Jy kan die Bybelversie lees, die boodskap lees en dit is gedoen, ja. En weer eens alles waarna jy nou verwys in Afrikaans. Ek dink dit is Ja. juist wat so uitstaan van hierdie spesifieke KI model. Nou julle begin dit nou ook implementeer of vir skole daarvan vertel en so aan. Ja, so as daar enige skole is, jy Ja. kan my kontak op hello@kudu.app. En ons gaan dit vir die eerste 50 skole gratis aanbied. So die onderwysers en die leerders kan dit gebruik. Daar is Kudu Leer wat vir leerders is waar jy verskillende tegnieke het van studiemetodes het. Byvoorbeeld as ek net vinnig gaan op die Feynman tegniek. Dit is waar jy basies, jy kan soos 'n onderwerp intik of 'n PDF oplaai of 'n foto van jou boek neem wat jy oplaai. Hy analiseer dit, jy verduidelik dan vir die KI waaroor dit gaan, jy weet, en hy kom dan terug na jou en sê vir jou, okay, jy ken die dele goed, jy ken die dele nie goed nie, jy moet fokus op dit, gaan leer dit. Dus dit is wat vir my baie nice is. Ek dink ek sou dit gelike het om so iets op skool te hê. So dis 'n hulpmiddel. Ja, presies. En dan vir onderwysers is daar goed soos byvoorbeeld om 'n lesplan te maak, jy weet, lesse te beplan, werkkaarte te maak. Hoe kan ek dis is eindeloos, jy weet, die wêreld is ons oester. Dit wil vir my voorkom asof dinge nou eenvoudig net te maklik word, Piet. Maar goed, waar kan ons kykers, jy weet, hoe kan hulle Kudu in die hande kry of toegang tot Kudu kry? Dit is op die Apple App Store en die Google Play Store. Jy kan net soek vir Kudu, Koedoe, of jy kan op ons webwerf gaan kudu.app. En dan net laastens in 'n paar sekondes, wat sê is een van die grootste uitdagings om so iets in Suid-Afrika te ontwikkel? Om mense te kry om dit te gebruik. Ons was gelukkig, ons staan nou op omtrent so 7000 gebruikers. Maar dit is moeilik om vir iemand te verduidelik sonder dat hulle dit gebruik wat dit werklik is. Ja. So nou maak jy almal net nuuskierig. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ja, en baie sterkte ook met die res van die ontwikkeling van hierdie platform. Baie dankie. Ja, ons sit elke week nuwe goed by, soos wat ons, jy weet, versoeke kry en ons doel is net om almal se lewe so maklik as moontlik te maak. Nou maar ja, baie dankie. Bly ingeskakel want ons is net hierna weer terug en terwyl jy net tyd het, gaan maak sommer 'n draai en kyk so 'n bietjie waaroor presies Kudu alles gaan.